Amen. Amen, liewe toehoorder. Ons kyk weer na die groot evangelie wat hierdie groot en liefdevolle God aan ons gebring het. Dit is so mooi as jy al die tyd aan hom dink in sy wese, wie hy is. Hy is 'n goeie God. Hy is 'n God wat nie wil hê dat een mens verlore moet gaan nie, maar dat almal tot die volheid moet kom. En dit is so belangrik dat hy nooit enige mens afgeskei het wat nie tot die volheid kan kom nie. So, ons moet absoluut daarna kyk. Luister nou net wat sê hy in 2 Tessalonisense 2 vers 13. Hy sê, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word. Dit geld vir elke mens wat ooit geleef het. As jy nie die liefde aanvaar nie, as jy dit nie die vergifnis aanvaar nie, dan veroordeel jy jouself. Maar van God se kant af sê hy, broeders, wat deur die Here bemin word, almal word deur God bemin, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid. Jy sien, van die begin af het God alle mense verkies tot saligheid, in die heiligmaking van die Gees en die geloof in die waarheid. Dit is so groot en belangrik dat ons absoluut kyk na die werksverrigting van God wat gekom het. Ons kyk weer na Kolossense 1, die 12de vers, en hy sê, en die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het, onomwonde. Dis nie iets wat daar verborgenheid in is nie. Dis 'n werklikheid wat gebeur het. Dit hang net af of jy dit gaan aanvaar en vir jouself toeëien of nie. Ek lees weer van die begin af. Hy sê, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Nou, hoe sal 'n mens ooit hierdie skrif verstaan as jy nie verstaan dat die ewigheid is 'n oneindigheid. Jy gaan nie op die nuwe aarde bly in 'n beperkte ruimte nie. Op die nuwe aarde gaan onbeperk wees, gaan die ewigheid wees, en daarop het jy 'n erfdeel. 'n Erfdeel wat jy sal ontgin vir alle tye en jy sal nooit gefrustreerd wees nie. Dit is so wonderlik, die grootheid van die liefde van God en hoe hy jou, soos 1 Korintiërs 1 vers 5 sê, jou verryk het in alle opsigte. Dan sien jy hier, nou, hoe het hy jou verryk? Hy het jou nie net 'n erfdeel gegee nie, maar 'n erfdeel wat onbeperkte ruimte is, sodat jy waarlik in hom sal leef en beweeg en hom vir alle ewigheid sal loof en prys, en dat jy in die werklikheid van sy goedheid en guns kan beweeg. Hy sê in die 13de vers, hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis. Jy sien, daar was 'n tyd toe alle mense in duisternis beland het deur dit wat Adam en Eva toegeval het. Hulle was ongehoorsaam en eintlik verlei deur 'n valse evangelie. Maar dit wys net hoe belangrik die werklike evangelie is. Dat daardie eenvoud wat Adam en Eva gemaak het, stort die mense in duisternis vir 4000 jaar, totdat die dispensasie van genade aanbreek en God die aarde besoek om vir die mens weer in 'n realiteit te bring van sy liefde en die herstel te bring van dit wat verkeerd gegaan het in die tuin van Eden. So, hy het ons kom oorplaas uit daardie duisternis in die lig in. Die lig is die kennis nou, dat elke mens nou tot die kennis van die volle openbaring van geregtigheid sal kom. Dat daar nie enige ongeloof kan ontstaan in enige mens nie, maar dat jy absoluut net die goedheid van God sal sien. Nooit weer veroordeling nie, nooit weer vrees,
nooit weer 'n onheiligheid of 'n teruggetrokkenheid nie, maar absoluut al die tyd in die volle kennis sal wandel van sy goedheid en guns op jou en absoluut in 'n lofprysing vir tyd en ewigheid. Dit wat hy vir ons gebring het, die volmaaktheid, die koninkryk van lig, waarin geen duisternis ooit weer sal heers nie. Vers 13 sê, hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis. Hy het dit kom doen, hy het ons kom verlos uit die mag van duisternis. Dit wat mense 4000 jaar mee gestoei en absoluut gesien het dat dit was 'n onmoontlike saak om van sonde ontslae te raak. En dit kom beperk hy in een oomblik deur sy groot krag en heerlikheid. En hy haal ons uit die koninkryk van duisternis, bring ons in die koninkryk van lig in en hy waarborg ons daardie vryheid sodat ons absoluut in 'n nuwe lewe kan leef. Dit wat hy bereik het en nie wat ons moet bereik nie. Vers 13 sê, hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy het dit gedoen, ons oorgebring in daardie wonderlike vrye lewe waarin ons nou kan staan. Vers 14 sê, in wie ons die verlossing het, waar ons in die Ou Testament al die jare gesoek het na verlossing, is dit nou absoluut deur die guns van God aan ons gegee. Luister weer vers 14. Hy sê, in wie ons die verlossing het. Ons gaan dit nie soek nie, ons gaan nie daarvoor werk nie, ons het dit verkry, dis 'n geloofsaksie, deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sonde. Dit is 'n afgehandelde werk. Sonde sal nooit weer oor die mens heers nie. En God sal nooit weer sonde aan die mens toereken nie. Maar dit is so belangrik dat ons in 'n noue verhouding met die Here sal wees. Dit is so belangrik as jy 'n fout maak of weer in wat absoluut met enige mens kan gebeur. Dat jy absoluut na die Here toe kom en hom loof en prys dat hy jou herstel het aan die kruis van Golgotha, dat hy die een is wat jou verlos het, dat hy die een is wat jou so lief gehad het, dat jy absoluut al die tyd in daardie liefde, in daardie eerste teksie wat ons gelees het, dat God jou bemin, dat ons absoluut in daardie liefde inbeweeg, en absoluut daarin bly al die tyd, nooit weer twyfel aan enige iets dat God jou nie lief het of dat hy jou nie gaan vergewe nie. Hy het jou vergewe. Dis 'n afgehandelde saak. Dis net ons wat ons verstand moet vernuwe, dat dit is 'n liefdesgawe wat ons het en wat ons moet verkry nie. So, nou verduidelik hy eers wie Christus is wat vir ons hierdie heerlikheid gebring het, dat jy nie moet twyfel daaraan nie. En luister hoe verduidelik hy dit in vers 15. Hy sê, hy is die beeld van die onsigbare God en die eerstgeborene van die hele skepping. Die hele skepping was in 'n sonde gedompel deur dit wat die vyand veroorsaak het aan die begin. En daardie realiteit kom hierdie groot God nou, en hy herstel dit, want Christus was net soos 1 Timoteus 3 vers 16 sê, God was gebore in die vlees. So, dit was werklik, Christus was werklik God wat gebore was in die vlees. En hy het dit kom doen. Die skepper van hemel en aarde het 'n rigiede werklikheid gebring. En hy het kom herstel wat die vyand verbreek het. En dit gaan nou standhou vir ewig, want hy het ook die werke van die vyand verbreek, dat dit nooit weer 'n invloed op die mens sal hê nie. So, ek lees vir die vers 16, hy sê, want in hom is alle dinge geskaap. Genesis 1 vers 1, daardie groot God het alle dinge kom skape.
En dit was die verborgenhede, dat God, Christus was werklik God, wat in die vlees gebore was. So, nou sê die 16de vers, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Dis nou in die hemele en op die aarde. Trone, sowel as heerskappye, owerhede, magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Dit, as ons die grootheid van hierdie God sien, en sien hoe magtig hy werklik is, dan kan ons weet hoe ons op hom kan vertrou. Luister net wat sê Openbaringe 9, waar hy praat van die 6de bassein. Ek gaan vers 15 lees, dan verduidelik hy. Hy sê, toe is die 4 engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en die dag en die maand en die jaar, om 1/3 van die mensdom dood te maak. En die getal van die leers van perderuiters was 2 maal 10.000 maal 10.000. En ek het die getal gehoor. 2 maal 10.000 maal 10.000 perderuiters. Dan dink jy aan die aarde en die geringheid van hierdie skepping, die aarde, teenoor die volheid van dit wat ons in die toekoms gaan beleef. So, ons moet na hierdie werklikhede kyk en weet dat hierdie beloftes wat God vir ons bring, is absoluut regiet. Dis die grootheid van die heerlikheid van hierdie God wat tentoongestel kon word in ons en deur ons. Vers 18 sê, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene van die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. As 'n mens na die evangelie of na die skrifte of na enige iets kyk, dan moet hy altyd die volheid wees, hy moet altyd eerste in alles wees, sodat ons daardie werklikheid kan verwerk deur die grootheid van hierdie God wat ons lief gehad het, wat ons kom bemin het. Vers 19 sê, want dit het die Vader behaag, dat in Christus die volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen. Dis nou in die vlees gekom, en alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van die kruis. Dis 'n regiete werklikheid, en as ons nie dit so verstaan nie, dan moet ons dit verstaan, want anders is ons nie gelowiges nie. Die regverdige sal net deur die geloof lewe. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemel. Kan jy dink dat toe Christus kom sterf aan die kruis, toe God daardie werklikheid om die aarde met homself te versoen, toe versoen hy ook alle dinge in die hemele met homself. So alle magte is versoen. Dit gaan net daaroor op aarde en in die hemele, wie dit gaan aanvaar en wie dit gaan verwerp. So dit is so belangrik dat ons daardie groot liefde van God sal sien, dat hy selfs hulle sal verskoon wat volgelinge van die vyand was. Vers 21 sê, ook julle wat voor vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Praat hy direk met ons. Het hy nou versoen. Daar's nie nog 'n versoening wat moet kom nie. As jy die dag voor God gaan staan, dan gaan staan jy met die versoening wat hy bewerk het. En jy kan nou duidelik sien waarom 1 Korintiërs 1 vers 17 sê, as jy nie die kruisgebeure glo nie, dan verydel jy die kruis. So dis absoluut belangrik dat ons die versoeningswerk van God as 'n regiete werklikheid sal beskou en sal weet dat ons moet nou daar gaan staan met 'n kennis van sy wil, met dit wat hy bereik het en
dat ons dit al die tyd sal besing in ons lewe, elke dag, hom sal besing, en dan sien jy hoe maklik sonde en ongeregtigheid van jou afval. Hy sê deur die bose werke het hy nou versoen, in die liggaam van sy vlees deur die dood. Hoor, hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy jou versoen? Om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Hy het dit gedoen, nie enige van jou bydra nie. In die Nuwe Testament sal die regverdige, nou hy wat jou regverdig kom verklaar het, net deur die geloof lewe. Miskien moet ons net weer vir u noem van Romeine 3:23, wat sê alle mense het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Sê die 24ste vers, maar nou word julle sonder verdienste uit genade geregverdig. So jy is nou die geregverdige deur dit wat God aan die kruis bereik het. En jy moet in daardie geskenk van jou wandel elke dag en die Here loof en prys elke dag vir wie jy nou werklik is. Nie deur jou werksverrigting nie, maar deur die werksverrigting van hierdie groot God, wat jou dan hierdie onbegryplike heerlikheid kom toesê het. Luister weer na vers 21. Ook julle wat voor vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Nou, miskien moet ek net weer Johannes 1 vers 18 aanhaal. Hulle wat nie glo nie, is reeds veroordeel. Dit gaan net oor geloof en ongeloof in die Nuwe Testament. Die hele Nuwe Testament, die enigste sonde wat jy ooit kan doen in die Nuwe Testament, as jy ongelowig is oor dit wat God aan die kruis bereik het. Jy moet absoluut in daardie werklikheid staan en laat daardie werklikheid jou lewe skoei tot 'n volmaaktheid, tot 'n heerlikheid wat God vir jou gebring het en hom al die ere gee, sodat jy nie ooit in jou eie werksverrigting sal staan nie. Ek dink as ons net kyk na 2 Korintiërs, dan sê hy dit vreeslik mooi, 2 Korintiërs 5, vers 21, hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, aan die kruis nou, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan wees, die ou vertaling sê nog word, maar jy kan nie iets word nie, jy is dit nou, want hy het dit bereik, die geregtigheid van God in hom. So dit is so belangrik, dat jy die rigiditeit van die kruisgebeure sien, en dat jy al hierdie heerlikhede in verskillende vertalings naspeur, sodat jy nie 'n fout maak nie, sodat jy nie weer in ongeloof kan verval nie, maar dat jy absoluut net in die groot liefde van hierdie God sal bly. Hy wat gekom het, terwyl jy goddeloos was, Romeine 5 nou, van vers 9 en 10, terwyl jy goddeloos was, het Christus vir jou gesterf. Sonde het God nooit afgesit nie, want God is baie groter as wat ons ooit in ons denke kan begryp. Hy het ons uit daardie duisternis na sy lig toe gebring. Nou sê hy in vers 22, luister nou, net dat jy nie arrogant moet raak nie. Hy sê, as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het, en wat verkondig is onder die ganse mensdom, onder die hemel, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Dit is die blye boodskap, die openbaring van dit wat alles gebeur het. Nou ons weet dat die disippels van Jesus was absoluut nog
mense wat opgelei was onder die wet van Moses. En hulle kon nie hierdie dinge mooi begryp nie. Dit was vir hulle baie moeilik. Nou skryf hy in 2 Petrus 3 vers 16, skryf Paulus. Hy sê hierdie dinge waar Paulus van praat, wat moeilik is om te verstaan. So, dit wys vir jou dat hulle het nie hierdie dinge baie mooi verstaan nie, maar die heerlikheid het gekom in die openbaarmaking van die verborgenheid, want dit is God wat aan die werk was al die tyd. En dit is miskien die skriffies waarmee ek wil afsluit. Hy sê in die 24ste vers, hy sê, nou verbly ek my in die lyding vir julle en vervul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is. Hy het kom tentoonstel hoe dat daardie heerlikheid werk, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God. Dit wat aan die kruis gebeur het, was die bediening van God. Dit was nie 'n mens se toedoen nie. Dit is nie iets waar die mens enige bydra by gehad het nie. Dit is absoluut dit wat hierdie groot God op sy eie inisiatief gedoen het om een rede, 1 Tessalonisense 1 vers 4 ek dink, en ook 2 Tessalonisense 2 vers 13 en 14, dat hy ons bemin het, absoluut bemin het, en dit was die dryfkrag van sy reddings aan die kruis. Dit wat hy kom doen het uit absoluut net genade, 'n geskenk aan die mens. Ek lees net weer vers 25. Hy sê, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang om die woord van God te vervul. Om die woord van God te vervul. Daar is nie 'n ander evangelie wat nou nog moet kom wat kan bydra tot hierdie evangelie van dit wat aan die kruis gebeur het nie. Dit wat aan die kruis gebeur het, was die volle reddingswerk van God. Daar kan nie iets anders bygedra word nie. Dit was die volle verryking van die mens. Verryk in alle opsigte, sodat ons absoluut net in die liefde van hierdie groot God sal staan alle ewigheid en hom verheerlik vir die groot liefde waarmee hy ons bemin het. Amen.